ek is nie volmaak nie. Wel, niemand is mos volmaak nie. Niemand is tog sonder enige sonde nie. Ag, ons is mos almal maar net mense. Geliefdes, dis woorde wat mens dikwels hoor. En ja, in 'n sin is dit wat Paulus ook hier sê in Filippense 3 vers 12. Nie dat ek dit al verkry het of reeds volmaak is nie. Maar nou is dit uiters belangrik om ook die res van sy woorde ernstig op te neem. Maar ek streef daarna om dit my eie te maak, omdat Christus Jesus my reeds sy eie gemaak het. En hierdie gesindheid kry ons dan ook in vers 14 waar hy dit baie sterk stel. Ek beer voort na die wenstreep om in Christus Jesus die prys van God se roeping van omhoog te bekom. Jy sien, as Paulus erken dat hy nie volmaak is nie, is dit hoegenaamd nie bedoel as 'n verskoning vir sonde nie. Hy sê dit ook nie met 'n passiewe gesindheid van sommer nou net rustig agteroor sit nie. Allermins, dink net bietjie weer aan die konteks. Onthou net weer wat hy in die vorige gedeeltes gesê het, hier in die Filippense brief, vers 10, al wat ek wens, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood, in die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Paulus het 'n duidelike doelwit. Die doelwit is om Jesus te ken, om nou reeds die opstandingskrag van Jesus te ondervind, sodat hy sonde kan oorwin, en om deel te wees van Jesus se lyding, om absoluut met Jesus vereenselwig te word. En ja, hy weet, volmaaktheid sal eers bereik word met die opstanding van ons liggame. Paulus gebruik hier, soos ook elders, die beeld, die baie bekende beeld van 'n wedloop, om die praktiese Christelike lewe en ons stryd en ons strewe na heiligmaking uit te beeld. Hy noem 3 belangrike sake. Eerstens, hy vergeet die dinge wat agter is. Nou, enige atleet sal weet, dis mos fataal en onlogies om die heeltyd om te kyk, of selfs net te dink aan alles wat verby is en agter my lê. Nee, ek moet vorentoe kyk. Nou, wat is die dinge wat agter is, waarna Paulus hier verwys? Wel, hy verwys sekerlik na al sy vorige bates, die dinge wat voorheen vir hom so belangrik was. Ons het daarvan gelees in vers 5 en 6, en jy sal weet, dit is nou al sy vorige prestasies, maar mense ook kon insluit al sy vorige mislukkings. Kom ons raak prakties. Elke kind van God, ook ek en jy, wat wil vorder, moet die dinge wat verby is, vergeet. Spesifiek, ons vorige sondes. Onthou weer, volgens die evangelie is dit vergewe, totaal uitgewis, volgens die heerlike beloftes van die nuwe verbond. Ons kyk net weer daarna in Hebreërs 8 vers 12, wat die Here sê, ek sal genadig wees oor hulle ongeregtighede, en aan hulle sondes sal ek glad nie, of nooit meer dink nie. Dink bietjie aan Paulus se situasie, sy ywer as fariseer, het Christene se gevangenskap en dood veroorsaak.
Onthou, hy het goedkeurend toegekyk hoe die eerste martelaar Stefanus wreed met klippe doodgegooi is. So hy was betrokke. Maar Paulus weet, dis nou vergewe. Dis agter hom. Kind van God, dis so belangrik dat jy ook sal ophou om terug te kyk. Ophou met self verwyd oor jou sonde en mislukkings van die verlede. Maar is ook belangrik dat ons nie meer sal staatmaak op ons vorige prestasies nie, wat dit nou ook al mag wees. Dis wat Paulus ook hier bedoel, die dinge waarop hy so trots was, so sy afkoms, sy godsdienstigheid, sy ywer, dit het niks meer vir hom getel nie. Net een saak was vir hom belangrik. Een persoon, Jesus Christus. Op 'n baie praktiese vlak, ja, die kind van God moet ook waak om op sy geestelike ervarings, en as jy dit dan wil noem, prestasies, van die verlede staat te maak. Jy weet, mense kan sê, daardie tyd, toe ek op 'n mannekamp was, het ek so naby aan die Here gevoel. Of daai was 'n wonderlike geleentheid, vir wonderlike tyd in my lewe. Dis alles goed en wel, maar jy weet, dit help 'n atleet maar eintlik baie min om homself te troos met, laas jaar het ek dan lekker gehardloop. Nee, dit gaan nie oor laas jaar nie, dit gaan oor nou. Ek moet konsentreer op die wedloop van nou, waarmee ek tans besig is. Daarom, kind van God, wil ek jou bemoedig en vermaan. Moenie langer leef onder 'n wolk en 'n swaar las van skuldgevoelens van dinge wat in die verlede gebeur het nie. Dink weer oor die evangelie. Jesus het die volle prys betaal. Jy het die geregtigheid van Jesus ontvang. Gaan lees weer Filippense 3. Sy geregtigheid, nie my eie geregtigheid nie. Aan die ander kant, moenie leef uit nostalgie van mooi geestelike ervarings van die verlede nie. Moenie verval in 'n selftevredenheid nie, maar leef gefokus op die toekomstige hoop wat vir jou gewaarborg word deur ons Here Jesus se volkome werk aan die kruis en deur sy opstanding. Streef na die volle kennis van Jesus en 'n dieper verhouding met hom. So, dis die eerste saak, Paulus vergeet die dinge wat agter is. Dan tweedens, en eintlik die kern hier, hy beer voort na die wenstreep. Ons het gesien, dis wat hy in vers 14 sê. En hy gee hierdie gedagte op verskillende maniere deur. Hy sê, ek streef na die volmaaktheid. Ek streef daarna om dit my eie te maak, die volmaaktheid, omdat Christus Jesus my reeds sy eie gemaak het. Vers 13 sê, ek strek my uit na wat voorlê. Kan jy agterkom hierdie woorde wat Paulus hier gebruik, sê vir ons sy hele gedagtegang hier is beweging, inspanning, vorentoe gaan met alles wat hy het. Ja, dis presies, die gefokuste atleet het net een saak voor oë. Nou, op pad na die eindpunt, die wenstreep. Dis waar ek moet kom, ten alle koste. Alle gedagtes oor die verlede, alle pyn op hierdie oomblik, al die moeilikheid, al die ander dinge, al die ander bekommernisse, al die ander plesiere, kan eers wag. Ek moet by die wenstreep uitkom. En dan die derde saak, Paulus sien uit na die prys. Nou waarom is die voltooiing van die wedloop vir Paulus so belangrik? Wel,
Daar's 'n prys. Wat is dit? Dit word nie direk hier gesê nie, maar ons kan aflei, dit gaan nie hier bloot oor Paulus se redding nie. Dit gaan oor iets meer, want hy is mos alreeds gered. Dit gaan oor sy finale verheerliking. Wanneer die kind van God heeltemal volmaak sal wees by die opstanding. Ja, wanneer ons liggaam en gees sonder smet, gebrek of sonde sal wees. Jy weet, elke kind van God wat worstel met my eie geestelike en liggaamlike gebreke sal hierna smag. Na hierdie toestand van volmaaktheid. Maar dit gaan oor nog meer. Dit gaan oor die volle kennis van ons Here Jesus Christus. Wanneer hy weer kom en ons volmaak sal wees, sal ons Jesus sien in sy volle goddelike hemelse heerlikheid. Die apostel Johannes skryf hieroor. Hy sê, geliefdes, nou, met ander woorde, nou reeds is ons kinders van God. Hierdie oomblik. Maar is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie. Ons weet nog nie alles hoe ons gaan wees nie. Wat ons weet, is dat wanneer hy, dis nou Jesus, wanneer hy verskyn, ons soos hy sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. Ja, en dan elkeen wat hierdie vaste hoop op hom het, hou homself rein, net soos hy rein is. Kan jy sien, dis maar dieselfde wat Paulus hier sê. Hy het hierdie verwagting om Jesus te sien. Dis in lyn met sy hemelse roeping. Ja, elke kind van God is ons deur God geroep, deur die werk van die Heilige Gees om Jesus te volg. Ons word uit ons sondige bestaan geroep na ewige volmaakte bestaan saam met Jesus. Jesus self is die prys. Ek wil vir jou vra, baie ernstig, sien jy regtig uit na die ewige prys? Of is jy net hier gefokus op jou tydelike aardse bates en plesiere? Paulus hardloop voluit in die Christelike wedloop. Hy het homself losgemaak van al die vorige dinge wat verby is. Hy span homself in om by die wenpaal te kom en sy gedagtes is op die groot prys. Maar nou, waar kom hierdie krag en ywer vandaan? Hoe kry Paulus dit reg om so gefokus te wees? Luister weer na vers 12. Hy erken sy onvolmaaktheid, nie dat ek dit al verkry het of reeds volmaak is nie, maar ek streef daarna om dit my eie te maak. En let dan op, omdat Christus Jesus my reeds sy eie gemaak het. Paulus balanseer altyd ons strewe en ons groei as kind van God met God se werk en ingrype in ons lewens. Ons het dit reeds gesien in hoofstuk 2 vers 12 en 13 waar Paulus gesê het, werk, so hier is 'n opdrag aan ons, werk met vrees en bewing aan julle verlossing. Maar dan die balans, vers 13, want hy wat die gewilligheid en die optrede in julle bewerk, soos hy dit goed vind, is God. God werk in ons en daarom sal ons groei en volhard en meer verlang om soos Jesus te wees. Die implikasie is maar net alle eer aan God.
alles, ook ons ywer en passie en volharding, is maar net te danke aan sy genade. Net om hier af te sluit, Paulus besef, nie almal in Filippi stem saam met sy siening van die Christelike wedloop nie. Hy praat hier in vers 15 daarvan, laat ons wat geestelik volwasse is, so hieroor dink, maar as julle anders hieroor dink, sal God dit wel aan julle bekend maak. Nou, hierdie mense wat anders dink, verwys moontlik na sommige wat reeds gemeen het, hulle is al klaar geestelik volmaak, of mense wat nie die noodsaak van geestelike groei verstaan het nie, of dalk in die konteks van hierdie brief, mense wat nog op die Joodse wette en gebruike soos die besnydenis vertrou het, of gedeeltelik daarop vertrou het. Maar is opvallend vir my, dat Paulus baie nederig en kalm is in die hantering van hierdie lidmate. Hy's geduldig en pastoraal, hy druk hulle nie hier met geweld in 'n blik nie, maar hy vertrou dat God self ook met hulle sal werk. Ek dink ons is dikwels te haastig met ons medegelowiges wat nie alles nog mooi helder verstaan nie. En dan gaan Paulus aan en hy bemoedig hierdie mense wat nog nie alles verstaan nie in vers 16. In elk geval, laat ons die pas volhou in ooreenstemming met dit wat ons bereik het. Ja, as mense wat nog nie alles verstaan nie, maar ons moet net aangaan en ons moet leef volgens die lig wat ons reeds het. Ons moenie as ons nie alles verstaan, moedeloos raak en tou opgooi nie. Om alles saam te vat, die kind van God mag nooit stagneer nie. Ons mag nooit tevrede agteroor sit nie. Ons mag nooit vrede maak met ons onvolmaaktheid en sondigheid nie. Aan die ander kant mag ons ook nooit dink, ons is nou heilig genoeg, ons het nou genoeg gegroei, ons het nou gearriveer nie. Nee, geliefde broer en suster, ware geestelike volwassenheid erken juis my eie onvolmaaktheid. En jy sal dit ondervind, hoe heiliger jy word, hoe verder jy vorder met die wedloop, hoe meer sal jy jou eie gebrek aan heiligheid besef en daaroor treur. Ons verlange moet steeds wees, ons Here Jesus Christus beter te leer ken, in sy krag, maar ook in sy lyding, om hom te volg in alles. Ja, uiteindelik gaan dit alles oor 'n verlange na Jesus ons Here self. John Piper het dit so mooi gestel, Jesus self is ons doelwit en ons beloning. Om by hom te wees vir ewig, sal die finale prys wees. En dis waarna elke ware kind van God verlang. En dis hoekom ons voortbeer na die wenstreep. Mag die Here ons help. Amen.